Goeiedag geliefdes. Ons luister na Filippense 1 vanaf verse 12 tot 26. Ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juist die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit het daarop uitgeloop dat die hele keiserlike wag en al die ander nou besef dat dit ter wille van Christus is dat ek 'n gevangene is. Deur my boeye is die meeste broers ook in hulle vertroue op die Here gesterk en hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevrees te verkondig. Daar is wel party wat Christus verkondig omdat hulle jaloers op my is en iets teen my het, maar ander doen dit met opregte bedoelings. Laasgenoemdes verkondig Christus omdat hulle my liefhet en weet dat dit my taak is om die evangelie te verdedig. Maar eersgenoemdes maak Christus bekend uit selfsugtige en onsuiwere bedoelings. Hulle oogmerk is om die gevangenskap vir my nog swaarder te maak. Maar wat maak dit saak? In elk geval, of dit met bybedoelings is, of in opregtheid, op allerhande maniere word Christus bekend gemaak en daaroor is ek bly. En ek sal my ook verder verbly, want ek weet dat alles op my redding sal uitloop, omdat julle vir my bid en die Gees van Jesus Christus my bystaan. Dit is my vurige verlange, en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. Omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek sal bly, ja, vir julle almal behoue sal bly, sodat julle kan toeneem in geloof en blydskap in julle geloof kan hê. As ek weer by julle kom, sal julle oorvloedige rede hê om Christus Jesus oor my te prys. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Sommige mense sien die dood as net 'n verlies. Die dood veroorsaak natuurlik hartseer vir geliefdes wat agterbly, maar sommige mense sien die dood ook as 'n verlies vir die een wat sterwe. Dit is 'n verlies van aardse geluk en vreugde. En daarom tref dit 'n mens wanneer Paulus sê dat die dood nie 'n verlies is nie, maar 'n wins. Hy sê dat om te sterf vir die gelowige 'n heengaan na Christus is, en dit is verreweg die beste. Vir die gelowige is dit dus nie 'n einde nie, maar 'n nuwe begin. Paulus is in baie moeilike omstandighede wanneer hy hierdie brief aan die gelowiges in Filippi skryf. Hy skryf terwyl hy onder huisarrest in Rome is en deur die keiserlike wag opgepas word. Hy het dus geen privaatheid nie en hy kan nêrens heen gaan nie. Die Filippense moes baie moedeloos gewees het toe hulle dit hoor. Paulus was 'n sterk leier vir baie gemeentes, maar nou is hy toegesluit en hy kan nie meer die evangelie verkondig en kerke stig nie. Die Filippense het gewonder, hoe kan die Here dit toelaat? Paulus het dan nog so baie werk om te doen. Ons worstel ook baie keer met hierdie vraag. Hoe kan die Here toelaat dat moeilike dinge met ons gebeur? Hoekom sukkel mense met hulle gesondheid? Hoekom sterf 'n geliefde so skielik? Maar luister wat sê Paulus oor sy swaar kry. Vers 12. Ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juist die verkondiging van die evangelie bevorder het. Paulus se gevangenskap het veroorsaak dat al die wagte van die keiser die evangelie gehoor het. Terwyl hulle hom opgepas het, het Paulus met hulle oor God se verlossing gepraat. As God hom nie in daardie situasie geplaas het nie, sou hy nooit daardie geleentheid gehad het nie. Paulus verstaan dat God hom in hierdie omstandighede plaas, omdat hy hom daar wil gebruik. Natuurlik wil Paulus nie daarmee die indruk skep dat hy alles verstaan nie, maar die Heilige Gees het hom laat besef dat hy homself nie moet jammer kry nie, hy moet sien dat sy omstandighede 'n nuwe geleentheid is.
Die Here gebruik vandag nog gelowiges se omstandighede. Ons verstaan nie altyd die volle prentjie nie, want God is baie groter as ons. Hy sien die beginpunt en die eindpunt van alles en alles tussenin. Maar wat ons wel kan leer is dat die Here gelowiges se moeilike omstandighede gebruik vir die uitbreiding van sy kerk en koninkryk. In vers 19 sê Paulus: Want ek weet dat alles op my redding sal uitloop, omdat julle vir my bid en die Gees van Jesus Christus my bystaan. Wat is die redding waarvan Paulus praat? Is dit redding uit die moeilike omstandighede waarin Paulus homself bevind, of is dit ewige redding? Paulus praat nie van redding wat in die verlede plaasgevind het, of redding wat in die toekoms gaan plaasvind nie. Hy praat van redding wat nou in sy lewe plaasvind. Wat is hierdie redding wat elke dag in sy lewe plaasvind? Hierdie redding is geloofsgroei. Deur sy moeilike omstandighede is God besig om hom te verander. Hy is besig om al hoe meer te word soos God hom wil hê. Deur sy omstandighede red God hom van sy sondige natuur, sodat hy al hoe minder as 'n sondige mens lewe en al hoe meer soos 'n kind van God lewe. In ons swaar kry en hartseer red die Here ons van ons selfsug en selfgesentreerdheid. Hy red ons van afgode in ons lewe en hy leer ons om op hom alleen te vertrou. Hy laat ons groei sodat ons al hoe meer soos sy kinders in hierdie stikkende wêreld leef. Die swaar kry in hierdie lewe is nie God se skuld nie, dit is die mens se skuld. Dit is ons wat ongehoorsaam was en dit oor onsself gebring het. Maar in sy goedheid en genade en liefde stuur God vir Jesus Christus om vir die sondes te betaal, sodat gelowiges kinders van God kan wees. Daarom is die vraag vanoggend aan elkeen van ons: is die lewe vir my Christus, of leef ek vir myself? Is Jesus Christus die koning van my lewe? Wanneer hierdie lewe vir my Christus is, kan ek weet dat die dood 'n wins is. God gaan elke gelowige volmaak verlos van die sonde en die gevolge van die sonde. Hy sal al die trane van ons oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Paulus het in daardie verwagting geleef. Ons het gehoor dat Paulus onder huisarrest in Rome is. Daar is hy verhoor afwagtend. Tydens sy verhoor kan hy of vrygespreek of skuldig bevind word. As hy skuldig bevind word, is die kans groot dat hy die doodstraf kan kry. In hierdie situasie van lewe of dood, besef Paulus dat die gelowige se dood 'n wins is. Die sterwe van 'n gelowige is 'n heengaan om by Christus te wees, en vir die kind van die Here is daar niks beter nie. Op die oomblik as die gelowige sterwe, gaan die siel na Christus in die hemel. Ons begrawe die liggaam. En die liggaam en siel bly so van mekaar geskei tot by die wederkoms van Christus. Dan word ons liggame in heerlikheid opgewek en weer met ons siele verenig. Dit is die verwagting waarin elke gelowige mag lewe. Omdat Christus die dood oorwin het, hoef die dood vir die kind van die Here nie 'n verskrikking te wees nie, want dit is nie 'n verlies nie, maar 'n wins. Dit is slegs 'n afsterwing van die sondes en 'n deurgang na die ewige lewe by Christus. Vir diegene wat nie in Jesus Christus glo nie, is die dood inderdaad 'n verlies. Dit is 'n verlies van alles wat goed en mooi is. Terwyl Paulus onder huisarrest in Rome was, kon hy die beste van sy omstandighede maak, want God het hom geleer dat die lewe Christus is en dat die dood 'n wins is. Vandag wil God ons in ons omstandighede met hierdie boodskap troos. Wanneer gelowiges lewe, dan lewe ons vir Jesus Christus, en wanneer ons sterwe, dan is dit 'n wins. Mag dit ons ook daartoe bring dat ons besef dat ons in genadetyd leef en dat die lewe vir ons Christus moet wees. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons dank U vir U redding, dat ons daarna kan uitsien dat U ons eendag gaan verlos van die sonde en die gevolge van die sonde. Ons dank U vir U redding wat ook nou reeds in ons lewe plaasvind. Dat U ons nou reeds verlos, sodat die sonde nie hou vas op ons lewe het nie, en sodat ons soos nuwe mense kan lewe.
Ons doen voorbidding vir medegelowiges wat hartseer is en treur. Ons vra dat U hulle sal troos in hierdie tyd. Ons doen ook voorbidding vir medegelowiges wat moedeloos is. Ons vra dat U vir hulle moed sal gee en dat U ook hulle sal dra in moeilike omstandighede. Ons bid vir ons land en ons vra dat U vir ons reën sal gee. Ons vra dat U ook daarin vir ons sal voorsien. Ons bid ook vir ons boere, vir die werk wat hulle doen en dat U ook vir hulle wysheid sal gee in die besluite wat hulle neem. Ons bid al die dinge deur U groot genade alleen. Amen.